Welkom by Raak vir Rugby se onderhoud vandag. Selfs ons met Corneil Beets, een van die blinksterre junior Springbok speler van die jaar gewees verlede jaar en ons gaan vandag bietjie meer uit. So welkom by ons Corneil. Baie dankie, lekker om hier te wees. Nou, voor ons begin by die rede hoekom jy in die nuus is, kom ons begin daar aan die begin. Jy is een van daai manne wat van die Kaap af besluit het om na die Bulle toe te kom. Ek wil jou daaroor praat onder andere, maar kom ons begin. Waar was jy op skool gewees? Waar die liefde vir rugby begin? En watter rugby skool het jy nou gaan staan en bywoon daar in die Kaap? So ek was in Parelgym. En die hoofrede daarvoor is as gevolg van my pa. My pa was nog altyd 'n rugby fan. Maar interessant, hy het rugby gespeel laerskool. Nooit dit verder gevat nie. Hy's eintlik Springbok fietsryer gewees. En toe het hy Springbok klere vir motorraces gekry nadat hy 'n baie groot ongeluk gehad het en heupvervanging, knievervanging. Hy kon nooit weer fietsry nie. So toe kry hy Springbok klere in motorraces. So hy is sportief, maar nie in rugby nie. So hy wou altyd, hy het gesien van laerskool af het hy vertroue gehad dat ek het verder sal maak in rugby. En dis eintlik waar die liefde vandaan kom, toe ek graad 1 begin speel. En toe ek hier graad 6, 7 kom, einde laerskool, toe besluit my pa nie, hy wil my in 'n ordentlike rugby skool sit. En ons het ons onderhoude met gym gehad, alles het goed gegaan en ek het maar net myself sien daar inpas. So ja, dis maar die hele storie. Dis een van daai tradisieryke skole, nee. Ja. Het jy saam met Pieter Rousseau gespeel daar, onder Pieter Rousseau? Ja. Hy was my hoofcoach graad 11 en matriek gewees. Ons moes nou ongelukkig die COVID gehad, so ons het minder wedstryde gespeel as wat normale jaar, as wat daar is in 'n normale jaar. Maar ek het so 8 games onder hom gespeel, ja. En vertel my nou gou, wat het hy jou geleer as 'n afrigter wat 'n Springbok was, jy weet, ou slapchips. Ek het al baie met hom gepraat ook op hierdie kanaal en ek het baie tyd vir hom. Baie ou weet wat hy doen. Wat het jy geleer by hom? Kyk, ek sal sê een van die groot dinge is as mense op meeste skole rugby spanne, hulle oefen maar hulle gym en hulle het 'n gameplan, dis dit. Daar's nie detail agter enigiets nie. Daar's nie 'n rede hoekom jy dit doen nie. Maar met Pieter Rousseau was dit altyd so, daar's 'n rede vir elke liewe ding wat jy doen op die veld. Jy weet hoekom jy daar exit, hoekom jy die play, die plek van die veld speel, hoekom dit jou se job is. Alles wat Pieter gedoen het, was vir 'n rede. En so dink ek het hy die ouens baie vroeg geleer op 'n vroeë ouderdom hoe om tegnies te kyk na die game en hoe om die detail raak te sien. So as ek nou 'n game kyk, dan sien ek 'n klomp goed raak wat ek nie noodwendig sou raak sien as ek nie onder Pieter se leiding was van die begin af nie. Want baie van die ouens kom uit sê maar skool uit wat glad nie dit gedoen het nie. Wat glad nie gedoen het wat Pieter of nie 'n coach gehad het soos Pieter nie. En dan verstaan hulle nie eintlik wat gaan aan hier in 'n video sessie of hoekom doen ons dit, hoekom review ons die span. Maar toe ons hier aankom, toe maak alles klaar vir ons sin. So op 'n einde van die dag was dit baie voordelig vir ons. Ons noem dit altyd rugby IK. Jy weet, dis meer as net op die veld hardloop en die bal rondgooi. Jy moet dink daaroor. Dit is skaak teëstaan. Nou, rugby is baie meer ingewikkeld as mense dink dit is. Mense wat die rugby coach of speel nie verstaan glad nie hoe baie detail daarin gaan en dit is soos jy sê, dit is 'n basiese skaak. Sê vir my nou van jou skoolopbaan, jy was op Parelgym gewees. Wie was vir jou die julle grootste skoolopponente gewees? Natuurlik Boys High Interskole, wat ons ongelukkig nie die voorreg gehad het om te speel graad 11 of matriek as gevolg van COVID nie. Anders was hulle Grey College was seker die grootste saam Boys High. En dan was daar 'n paar ander spanne soos Paulroos, en Oakdale, 'n paar groot skole soos dit, maar ek sal sê grootste Boys High, Grey, definitief. Ja, ek weet my seuns was ook, my jongste seun was dan graad 8 gewees, dan 6 en hulle het ook maar die hierdie COVID dinge dan maar alles reg omver gegooi. Ja, yes. Nou sê nou vir my nou, hier's nou die groot vraag. Ek bly in Pretoria, ek bly letterlik waar ek loftes kan sien van waar ek af bly. Hoe beland jy toe by die Bulle? Ja, dit was 'n heen en weer situasie gewees. So ek het matriek net na Noord-Suid het ek 'n paar offers begin kry en was eers gepraat met die Lions en die Sharks en universiteit en 'n Liga 2 klub in Frankryk en dit was oral, so mense het geweet wat gaan aan nie en toe
toe ek by die WP en by die Bulle was, ek kan eintlik maar sê die twee ernstige offers gewees. Dinge het verder gegaan met hulle en vir my swattings was obviously ook belangrik vir my dat ek net iets agter die naam kry al swat ek online, al kan ek die klas bywoon nie, dis fine. En ek het by Stommer se matie/WP beurs of 'n beurs by maties gekry/WP kontrak en hier by die Bulle het ek toe nou die Bulle kontrak kry, maar daar was nie 'n tiks deal in nie. En ek het besluit ek gaan online swat want ek gaan my rugby afskeep as ek heeltyd met klas loop en oefeninge as ek oefeninge moet mis en eksamens en so. En ek het toe 'n graad besluit wat ek online wou swat en dit was toe makliker om dit deur die Bulle te doen want termaties sou ek nie dit kon doen nie. Maar in elk geval dit was nie die hoofrede nie. Ek het gepraat met Wessel Du Plessis wat die junior se hoofafrigter is en hy het my gereeld gebel en vir my gevra, "Hoorie, kan jy 'n lyn staan call? Kan jy die posisie speel? Is jy gemaklik met dit? Was jy al kaptein?" Al die goedjies en mettertyd het ek en Wessel 'n goeie verhouding gebou en ek het ook ouens op pelle wat hier was wat al by hulle tweede jaar by die Bulle was toe ek hier aankom. So dis ouens wat saam met my op skool was of wat ek geken het op skool. En hulle het vir my gesê jy gaan nie beter junior afrigting kry as by die Bulle nie. En nou ja, dis waar. Ek was nou 'n paar jaar in die junior stelsel alhoewel ek van eerste jaar af eintlik maar by die seniors was, het ek 'n hele paar junior games gespeel en dit is definitief, ek dink nie ek sou so baie leer by 'n Leeu's of by 'n WP of so nie. Alright, so jy's nou by die Bulle. Jy's nou nie meer 'n junior nie, as ek reg. Ja, nee. So Dis nie meer by die juniors. hierdie jaar gaan jy nou 'n bietjie meer senior rugby speel. Ek dink een of twee wedstryde laas jaar in die Currie-beker gespeel. Jy het een kampioenbeker wedstryd, Champions Cup wedstryd gespeel hierdie jaar, ek dink teen Castra, is dit nie? Ja, so wat is die planne? Wat dink jy gaan in 2025 vir jou wag daar by die Bulle as 'n senior speler nou? So laas jaar ding het net begin mooi in plek val, Currie Cup gespeel. Eerste game toe skeer ek my MCL in my knie. En die recovery, dis hoekom ek eers weer Leeu's gespeel het wat die laaste game was en ja. So hulle het gesê so 8 weke en ek het toe gemanage om die knie reg te kry in 6 weke om my game weer te speel. En toe was dit net een game daarna. En toe het semifinals en toe het ons obviously verloor, so ja, en toe dit was die knie gewees en toe het ek begin sukkel met 'n groin, 'n lies, so die beserings het my 'n bietjie gevang in die laaste jaar. Nog nooit so gesukkel met beserings nie, maar toe die lies begin en dit was maar hulle sê dis maar van te veel doen. So dit was die load was maar hoog. Nie baie rus gehad en toe later aan toe begin my lyf het voel. So dit het my opgevang met my en die lies het toe ek het toe konservatief rehab begin doen, paar maande of 2 maande. Het hy beter geraak hier. Speel ons kast in Frankryk. Ek het glad nie goed gevoel in daai game en toe het ek geopereer eventually in einde Januarie. So het ek nou obviously klaar 3 maande rehab gedoen en die ding is nog steeds nie reg gekom nie. So toe het ek geopereer en nou is dit 3 maande later na die operasie en hy's nog steeds nie reg nie. So ons weet nou eventueel wat fout is daarmee en dat dit nie meer die Gilmore's groin is wat uitgesort is in die operasie nie, maar dat dit inflammasie op die been is en ja, daar's verandering op die been en 'n bietjie inflammasie, so dis nou iets wat hulle 'n bietjie op 'n ander manier moet behandel, manage, so ja. Vertel my daar van jou tyd daar by die Bulle. Ek weet die laaste jaar saam met Pio en Omlomo gewerk. Ek ken hom baie goed. Ek het 'n paar keer met hom gepraat ook. Saam met Kennedy Tsimba, 'n man met jou daai vaardighede leer. Wat het jy by hierdie manne kon leer by 'n unie soos die Bulle? Weet waarskynlik die beste of die tweede beste unie in die land. En dit saam seker die Stormers of die Sharks. Ek sien eintlik die Bulle is by verre die beste. Maar ek spot sommer net, maar wat het jy geleer by die Bulle as 'n speler? Jy's nou reeds 'n onder 20 Springbok gewees. Jy was speler van die jaar. Gaan nou daaroor gesels 'n bietjie meer, maar kon jy iets leer by hulle en wat het jy geleer by hulle? Definitief. Coach Pio is iemand waarmee ek baie goed oor die weg kom. Ek en hy sit gereeld en praat en drink 'n koffie. En hy het my baie vroeg deel gemaak van die squad. Ek was nog onder 20, onder 21 toe hy my deel gemaak van die leadership groep in die Currie Cup. So toe is ons
5 leadership ouens. Die ander 4 ouens was almal Springbokke, en is mekaar Connell Hendricks, wel Janus Kirsten, Jacques van Rooyen, almal manne met baie experience of Springbokke, en ek die jong lad. So hy het my vroeg deel gemaak van daai stelsel en baie vertroue in my gewys. En ek dink maar net Coach Piwe is 'n baie goeie mens. Hy weet hoe met spelers te werk, hy weet hoe met ander coaches te werk, hy weet hoe met fans te werk, hy weet hoe met ander spanne te werk, ander coaches. So dis maar die ding, ja, dis maar die grootste ding wat ek by hom geleer het is hoe om met ander mense te werk en hoe om gemaklik te raak met hulle en verhoudings te bou. Van die veld af, op die veld het hy het my geleer om hoe kan ek sê, terwyl ek op die veld is om my battles te piek. So om dalk nie soos 'n mal mens rondhardloop, maar om op die regte oomblikke die regte battles te kies en 'n groter verskil te maak op die veld. So deur dalk nie 50 battles te hê en dan 20 stupid nie, maar jy piek jou battles en jy doen wat nodig is. Dit, en hy het my gehelp met spesifieke goed, loose forward gewys, soos tackling, breakdown, veral breakdown. Hy's baie goed in die breakdown aspek van goed. So met my breakdown deel van my game het hy my ook redelik baie gehelp. En dan Coach Kennedy, obviously Hall of Famer, so ook 'n legend, maar ek doen elke dag skills by hom. Daar's nie baie rugby spelers soos Kennedy skills gewys nie, en obviously soos die rugby ontwikkel het oor die laaste paar jare, is dit baie belangrik vir 'n Lucy om goeie skills te hê. So skills gewys help Kennedy my baie. Vertel my, wat verstaan jy onder skills? Ons het 'n hele debat in die gang hier op ons kanaal tussen mense wat sê die Suid-Afrikaanse spanne is 'n skills skiet tekort teenoor die Oseese spanne. Is dit hantering, is dit skop, is dit hardloop, is dit spring, is dit duik, is dit wat verstaan jy onder skills en wat het jy geleer van by Kennedy in spesifieke goeders nou? En dink jy ons Suid-Afrikaanse spanne steek af teen die Oseese spanne? Die verskil tussen Oorseese spanne, veral noordelike halfrond spanne en Suid-Afrikaanse spanne skills gewys, is ons het skills, ons spelers het skills, ons het 'n Malcolm Marx, ons het 'n RG Snyman, daai ouens het baie goeie skills. So ons kan nie sê ons het 'n tekort aan skills nie, maar ons is meer fisies as elke ander land in die wêreld. So ons gaan obviously meer fisies wees en mol, en die forwards gaan in bash en die bal kry eerder as wat ons backs moet dit speel terwyl ons forwards hulle oorheers. So ek sal maar sê die groot ding is ons het 'n baie meer fisiese forward pak as enige ander land in die wêreld, en dis hoekom ons minder skills nodig het. Nie nodig het nie, ons het dieselfde hoeveelheid skills, maar ons gebruik die skills minder omdat ons 'n ander tipe game speel. Ja, so ek dink dit is maar die groot verskil, maar ons het definitief nie swakker skills as hulle nie. Ek sal sê 'n span soos Ierland, Leinster, Toulouse, die Franse, hulle is dalk bietjie bo ons met skills, maar hulle het skills meer nodig as wat ons ouens skills nodig het. Ja, ek wil ons So, gaan ja. hulle met hoe gaan ons met 'n skalpel ingaan as ons met hamer ingaan. Maar Presies. as jy nou saam met Kennedy elke dag skills doen, wat doen jy? Weet, gooi jy vir jou die bal 14,000 keer of weet wat doen julle? Ons begin gewoonlik maar net met 'n ding game, bietjie vinnige passing skills, nommers intussen, miskien hy wys vir jou iets, dan moet jy lees of 'n kleur sê terwyl hy pas, om die peripheral vision kant van dinge te werk, en dan later aan dan sal ons posisie spesifieke goed doen. So ek sal uit 'n mol uitbreek en pas, of 'n vinnige tip gee, vinnige kort pas vir 'n ander forward of 'n backdoor speel. Sulke tipe goedjies wat ek maar baie doen in my posisies, en dan sal ek ook 'n paar goed doen wat 'n loose forward nie noodwendig baie in 'n game sal doen nie, maar as dit nodig is, dan moet ek dit kan doen, soos 'n skip pass of 'n bridge pass of iets soos dit. So ons werk maar 'n bietjie van alles. Ons is 'n groot groep. Dis meestal die rehab ouens wat saam met Kennedy skills het, maar ek sal soms vir Kennedy net op my eie sien ook en iets doen waar ek voel ek kan spesifiek werk. So dis maar basies iets van alles. Ek en Kennedy nou 'n video gemaak.
Julle weet jy oor skills en hoe hy dit benader en alles. Kyk, hy ou Ja, verstaan van skills, dit moet ek jou sê. ja, nee, En vir die mense wat wil kyk, ek 100%. gaan daai skill wie hierso sit, dis daai link hier sit, dis op ons Engelse kanaal, Megaphone Rugby. Daarby gou die Bulle het nou Ja. die beste scrum in klub rugby, sê mense, party mense wêreldwyd. Wat Mm. maak hulle so jy het genoem van coach Varys Werner Creer. Wat doen hy Wel, wat die scrum so spesiaal maak of is dit maar meer die spelers? ek Coach Harris het meer as 100 caps vir die Bulle en hy is ook 'n Springbok gewees. So ek dink dis mos sy experience wat oordra. Mens kan sien op die veld as dit skramtyd is Coach Harris is ernstig en mens kan sien hy weet waarvan hy praat. En dan het ons obviously ou soos Wilco Lou wat ek dink is op die oomblik die beste vaskop in die wêreld. My persoonlike opinie nie omdat ek saam hom werk nie, maar van 'n buite perspektief af ook. So ek dink is maar 'n kombinasie tussen ons voortpak wat baie goed saamwerk. En iemand met so baie ondervinding soos Verries. Hoe lank is jy, Corneil? Ek is 1.9. So tussen jy praat van coach Andries Becker, wat self so lank is soos 'n lampaal. 208. 208. Ek kyk hom nou die Ja. dag daar. Ja, ou is lank. Wat leer jy by hom van lyn staan? Hou jy van lyn staan of verkies jy dit? Ja. Nee, ek like lyn staan. Kyk coach Andries, ek het al saam met 'n paar coaches gewerk wat briljant is met lyn staan. Russell Winter, selfs op skool ons Helmut Leeman, hulle almal was baie goed in wat hulle doen, maar ek het nog nooit iemand soos Andries Becker gesien wat 'n lyn staan so verstaan nie. Selfs Roan Orkee, mens kan baie van hom ook leer. Baie goed in die lyn staan, maar nog nooit gesien iemand wat soos Andries Becker 'n lyn staan verstaan nie. En ja, obviously ook 'n Springbok, die langste Springbok wat al ooit was. So Is dit? hy moet goed wees in 'n lyn staan as jy Ja, 208 as jy so lank is, ek net jou arm op en vang jy af van die bal. Jy hoef nie eens te spring nie. Ja, presies. Hoor hierso, Ja. okay. Kom ons praat nou oor jou Springbok, die Springbok gedeelte. Jy is gekies vir die junior Springbokke. Hoe het dit gebeur? Was jy toe nog op skool gewees? Was direk na skool? Was jy toe al by die Bulle? Waar het hulle jou raak gesien? Kyk, in my onder 19 jaar toe die junior bokke gekies is, toe ek 'n besering gehad. Ek het dit heeltemal gemis en toe in my tweede jaar toe het ons vroeg in die jare alignment camp gehad. Ons was 'n groot groep, seker 80 mense. En toe so na die einde van ons onder 20 Currie Cup toe het hulle die squad aangekondig. Ek het daai jaar nog 'n lekker onder 20 toernooi gehad. Was ook By die Bulle? kaptein hier by die Bulle. Ja, ek was by die Bulle direk uit skool uit nog al die pad. En ek het toe so een of twee laaste 2 games was ek ook kaptein by die onder 20s en goed, so dinge het begin goed gaan. Lekker seisoen gehad en toe het ek die call-up van coach Bafana gekry en ons was daai jaar by die Bulle, ons Bulle span was goed, so ek dink ons het 11 of 12 Bulle ouens in die junior bokke squad gehad wat 'n klomp ouens is. En ek het actually in daai final teen die Sharks onder 20 Currie Cup final teen die Sharks toe ek my skouer seer gemaak. En ek was toe baie bekommerd. Ek gaan kamp toe en ek kan nie perform nie en goed. En ek het toe met 4 maande het ek my uitgehou met daai besering. Hy het nooit beter geraak nie, so ek het hom maar gestrap en my tande gekners. Maar daar was nie 'n manier ek gaan die World Cup mis nie. So ek het hom maar vasgebyt en na die Wêreldbeker het ek geopereer en toe was ek so 5 maande uit gewees. Maar dit is nou obviously iets wat erger geraak het oor tyd. So ek dink nie dit was so ernstig in die begin, maar toe was dit bicep tendon, labrum, AC, clavicle, alles. Daar was fout met alles in my skouer. So Is jy daarom nou raai? Hy is nou 100%, hy is nou 100. Ja, ek wonder baie keer die ouens wat so deur die besering speel, né? Ek verstaan wat jy nou gesê, jy gaan nie daai Wêreldbeker mis nie. Maar dink jy dit was die moeite werd geweest om vas te byt of was dit ook 'n bietjie van 'n risiko? Ek sal nie ek weet nie, ek het vir die Junior World Cup definitief. Dit het 'n paar deure vir my opgemaak en ek kyk baie terug daarna. Ek sal enige tyd weer vir die Junior bokke of Junior Bok kamp toe wil gaan of 'n World Cup soos dit wil speel en dis obviously dis nie nou meer moontlik nie. Ek's te oud vir dit, maar ons praat baie daaroor en ek dink baie terug daaraan en dit was definitief die moeite werd.
So ja, dit het ook 'n rol gespeel in die feit dat ek aangeteken het by die Bulle, senior kontrak geteken het. So ja, ek sal dit definitief weer doen. Rico, jy het natuurlik na daai kampioenskappe 'n aanbod gekry by Leicester Tigers te gaan speel. Ons kan ongelukkig nou nie veel daaroor gesels nie, maar ek is geïnteresseerd om te hoor jy het besluit om terwyl nog 2 jaar by die Bulle ook te teken as 'n senior speler. Vertel my 'n bietjie hoe dit gebeur dat jy toe by die Bulle gebly het. Dit was maar altyd 'n moeilike besluit. Wil jy nog gaan? Wil jy bly? Dis jonk, dis moeilik, is dit slim om te gaan? Jy gaan al die mense mis die kant, dis 'n ander land, ander kultuur. Coach Andries het vir my gesê, "Oké, hoor jy gaan JRC speel. Ons wil hê jy moet bly." En Coach Pieter het ook vir my gesê hy's baie hartseer dat ek daai kant toe gaan. Hy sal love as ek hier kan bly. En dit het maar net vir my gewys hulle back my en miskien is dit slim om te bly. Alright, nou jy gaan die URC speel. Het sommer vir my daai vraag beantwoord. Ja. Maar die Bulle het 'n hele vol spens losvoorspelers, jy weet, 'n goeie name daar. Cameron Hanekom is nou daar, Elrich Lou is daar, as hy terugkom, hy's nou wel op 7. Jy weet Marcel en Nizam Kar en jy weet, daar's 'n klomp manne. Hoe voel jy daaroor om soort van saam met hierdie klomp manne te speel en vir 'n plek te moet kompeteer? Dink jy staan 'n kans dat jy gaan 'n gereelde plek kry of dink jy dit gaan maar 'n proses wees van dalk op die bank begin en dan af en toe begin en dan soos jy nou maar aangaan? Jy weet, hoe voel dit om tussen hierdie groot name te moet speel? Kyk, dit is nou al 'n lang proses en die beserings het my geen gunste gedoen nie. Maar as die geleentheid kom, moet jy reg wees. So hy kom baie keer onverwags, maak nie saak wanneer hy kom nie, ek moet reg wees. En ek dink om tussen ouens soos Elrich, ek en Kemi is 'n bietjie ouer as ek, maar kan hy soek goeie pelle. Ons soos Marcel is Nizam wat ouer is. Nizam was 'n goeie mentor vir my in die begin gewees. Baie respek vir hom. Marcel speel baie goeie rugby op die oomblik. Dit is Elrich volgens my beste losvoorspeler in die land voor sy besering. Ek dink om tussen ouens soos dit te wees kan net goed wees. Help ons om te groei. As jy moet kompeteer met ouens soos dit, gaan dit beter wees om na 'n klub toe te gaan waar jy kompeteer met average ouens en jy start maklik. So dat game time is goed, mens wil start, maar op die einde van die dag leer jy baie daai uit om teen springbokke en experienced ouens te kompeteer om in die span in te kom. So op die einde van die dag gaan dit jou meer bevoordeel as om net in te loop by 'n span en te start elke game. Tel my 'n bietjie van daai senior spelers in die groep nou. Jy weet Rowan is nou die kaptein, Marcel is die kapteins af en toe. Weet ouens het baie jare se ondervinding, die Zankar het nou genoem daar. Hoe voel dit om met daai ouens te leer? Vat hulle julle ouens 'n bietjie onder julle vlerk of hoe werk dit presies? Jy weet, is hulle 'n soort van mentors vir julle of moet julle maar self sien en kom klaar? Kyk, daar's maar verskillende persoonlikhede in die kamp. Daar's ouens wat jou onder die vlerk vat. Daar's ouens wat wil hê jy moet hulle verkeerd bewys. Daar's ouens wat jou maar net los om jou eie ding te doen, maar daar's 'n bietjie van alles en dis wat dit lekker maak, is wat dit 'n interessante environment maak. Maar ek dink in die losvoorspeler setup is meeste van die ouens is meer mentors. Ja, ek dink daar's definitief weer tekort aan goeie losvoorspelers by die Bulle nie, wat dit moeilik maak. Maar ek kom goed oor die weg met al die losvoorspelers. Obviously is daar ouens soos Kobus Wiese wat van Engeland af kom wat baie experience bring. Hy speel soms slot, soms losvoorspeler, maar daar's genoeg experience, genoeg springbokke, klomp taai harde ouens daar tussen die Lucies, so dit is baie beneficial vir my. Nee, is hierdie jong ouetjie wat nou die dag nog op skool was, nou moet jy saam met hierdie harde manne, hoe voel dit nie? Is dit nie 'n bietjie intimiderend nie? Ag, nee wat, ek dink toe ek instap daar by Loftus, was soms maar so 'n bietjie skepties, maar ek's nou baie gemaklik, voete gevind. En nou is dit maar net lekker, ja. Alright, vertel my, hoe speel jy? Wat tipe agste man is jy? Is jy Cameron Hanekom? Is jy Dwayne Vermeulen? Watter tipe, hoe speel jy? Wat is jou tipe agste man spel? Ek hou van die kontak aspek van dinge. So ek hou van die bal dra. Ek hou van betrokke raak by enige kontak waar ek kan spring in die lyn staan. So ek sal sê ek bring nogal 'n groot verskeidenheid van goed na die tafel. Die fisiese aspek van goed en dan ook
die bietjie extra skills wat 'n mens het en die bietjie leierskap of wat ook al mens na die tafel toe bring. Ek voel ek het dan 'n verskeidenheid van goed. En ja, ek ja, ek sal sê 'n kombinasie tussen 'n paar forwards. Ek sal nie sê ek is spesifiek soos 'n Dwayne nie. Hy's baie fisies kontak. Cammy is meer 'n skillful, vinnige Lucy. So ek sal myself in die tussenin sien. Ek hou ook van 'n breakdown, bal dra, sulke tipe goed, lyn staan, mol. Daai's maar my job. Tackle, obviously Lucy gaan altyd die meeste kontak vat. So jy moet maar alles Lucy doen maar 'n bietjie van alles op die einde van die dag. So hy gaan maar sy tackles en sy carries en daai goed gaan maar naby aan bo wees elke game. So ek dink ek het 'n goeie work rate. En ja, so jy moet maar net goeie work rate, met jou goeie work rate moet jy maar die regte battles pick en dis maar die losvoorspeler se job. Hy gaan nie meeste kontak vat, hy gaan stampe vat, seer kry, maar dis wat lekker is. So ja. Nou wie was jou held geweest? Kom ek stel dit so, was jy nog altyd 'n agste man of het jy later agste man geword? Ons hoor nou die dag Jan Hendrik Wessels het slot op skool gespeel, nou speel hy Stit en Anker. Was jy altyd 'n agste man of het jy ook verander? Jo, ek was altyd losvoorspeler die hele ek het bietjie 6, bietjie 7, bietjie 8 gespeel wat my ook bietjie help en op skool het ek bietjie slot ook gespeel. So dis waar ek geleer het om 'n lynstaan te kan hanteer en daai tipe goedjies. 'n Laerskool is 'n ander saak. Daar het mens bietjie senter, bietjie vleuel, daai goed gespeel, maar vandat ek in Boots begin speel het, was ek 'n losvoorspeler. So ja, is maar nog altyd 'n losvoorspeler gewees. En jou held, wie het jy nou opgekyk? Wie was die ou wat jy wou gewees het eendag? My alma van Parelgym, Skalkburger. Seker ja, nee, hy was nog altyd my held gewees. Vandat hy wêreldspeler van die jaar gekry het op 20 jarige ouderdom, met sy lang hare en hy was by die Stommers. My pa is altyd 'n Stommer. My pa is nou nog 'n Stommer. So wanneer hy die bulle ondersteun is wanneer ek speel. Maar ja, net daai vraag gevra het, ja. Ja, nee, maar ek was toe ons in die Super Rugby finaal was dit nog Super 14, ek is nie seker nie. Die bulle en die Stommers het teen mekaar gespeel. Dis daai 2010. Destyds toe die bulle ja 2010, die bulle 3 jaar in 'n ry gewen. Maar 2010 het ons teen die Stommers gespeel. 2 jaar in 'n ry, ja, 2007, 2 jaar in 'n ry. 2010. Ja. Ja. Orlando Stadium finaal, daai ene. Ja. Presies daai. En toe was ek nog 'n chokkertjie en my hele familie, almal het Stommer trui aangehad. Ek was die enigste een in 'n bulle trui en ons het toe daai dag gewen. So my familie was glad nie gelukkig met my nie, maar ek was 'n bil vandat ek begin rugby kyk het. So nou hoe gebeur dit nou? Vertel nou vir my dit nou. Ek is baie bly met te hoor en alles, maar hoe word jou pa se Stommer, almal se Stommer, die speel vir Parelgym, maar jy's 'n bulle ondersteuner gewees. Hoe gebeur dit? Ek om eerlik te wees, ek weet nie eers nie, maar ek het die eerste trui wat ek gekoop het, 'n bulle trui. Ek het al die bulle games gekyk en ek het maar net meer gehou van die manier wat hulle speel en die spelers wat hulle gehad het daai tyd. Ook obviously klomp Springbokke gehad en goed gedoen. So alhoewel my rolmodel daai tyd in die Stommerspan was. So dis weird, ek weet nie presies hoekom nie, maar ek het maar daai gevoel gehad. Ja, met daai tyd was Fourie Pre daar. Ja. Pierre Spies was daar, Dani Rousseau, ek bedoel dis Morney Steyn. Ja, Morney Steyn. Ja. Frans Hougaard het vir die bulle gespeel as loskramskakel. Ja. Yes, nee, kyk, reg. Nou, ek's baie opgewonde. Ek dink die bulle gaan volgende jaar 'n baie goeie span volgende seisoen. Jy weet, daai klop manne wat van oorsee af kom. Jan Serfontein en Andre Pollard natuurlik en Nicolaas Jansen van Rensburg en ek hoor jy gaan ook die JRC speel sien jy uit daarna, as jy opgewonde. Ek sien uit baie. Ek obviously maar net hard werk en my plek in die span verdien. Ek bedoel nou nie ek gaan elke game start of op die bank wees nie, maar ek gaan daarom in die JRC mix wees. As dit daarby kom ek soos toe ek met coach Andries destyds gepraat het hy gesê ek sal die jaar in die mix wees en so baie met beserings gesukkel, die JRC is nou amper verby en ek's nog nie reggie, so
Die mikpunt is nou weer Currie Cup die jaar en dan kyk ons maar hoe lyk die JRC as hy begin in Oktober dink ek weer. Wie gaan die Currie Cup afrig hierdie jaar? Weer Piwe. Ja, PWS weer hoofcoach. Ja. Ja, hy is uitstekend afrigter. Ek en hy het Baie, baie baie tyd goed. gespandeer in verlede jaar saam. Ons het baie Ja, gesels. nee, hy's Baie baie goed, ja. Maar Corneil, dankie. Dit is nou vrek interessant geweest. Ek waardeer dat jy vir my tyd gemaak het op vakansiedag. Dit is wat lekker om te Nee, dit gesels is van. doodreg, was baie lekker.